Goeienaand, welkom weer by Woord en Boekrol. Vanaand het ek 'n interessante gedeelte wat ek met julle wil deel. Eintlik een van die mooiste, grappigste stories in die Bybel. Een wat ek baie geniet in elk geval. En ek glo julle gaan ook dit geniet. Die tema van hierdie stukkie wat ek met julle wil deel is die visomhulde figure van Ninive en Assirië en natuurlik Jona. Nou, lang gelede, en dis waar, lang gelede in 'n tyd van Ninive en Assirië was daar prominente afgode gewees, genaamd Dagon. Baie mense het al gelees van Dagon in die Bybel. En dan natuurlik Oannes. Hy staan nie in die Bybel nie, maar ek gaan jou wys waar. Gaan jy van hom weet. Nou, opgrawings wys ook van hierdie twee afgode. En ons kan van hierdie opgrawings sien in die Mesopotamiese geskrifte, word al geskryf van hierdie twee afgode wat so prominent was onder die mense en hoe hulle aanbid het en rituele gevorm het rondom hierdie twee afgode. En natuurlik kan ons ook sien in die Britse museum dat daar wel permanente perkamente en goed lê van die twee afgode. Maar wat is die storie agter? So ek gaan eers bietjie vertel van die twee afgode, sodat julle beter verstaan waar die grap eintlik inkom aan die einde van hierdie storie. Nou, opgrawings wys vir ons van Assur-Nasirpal en Sennacherib, asook die Assur-Banipal. Nou, wat is dit? Dit is geskrifte gedeeltes wat bestaan in opgrawings waar 'n mens baie van hierdie afgodedienste en goed lees. Nou, hierdie afgodedienste word beskryf in hierdie tipe geskrifte vir die konings van ou tye, in die tyd van Ninive en van Nimrod. Nou, baie mense het ook al gehoor van die Nimrod karakter in die Bybel. En dan natuurlik van Ninive, want dit is egter waar Jona heen gegaan het aan die einde van die dag, na hy eers opgeskop het en hy wou nie gaan nie. Maar nou, wat maak hierdie storie so interessant? Nou, vanuit die paleise en die opgrawings en goed kon mens sien dat Nimrod en die Sanherib in Ninive gewys het van hierdie twee prominente tipe afgode wat hulle aanbid het in daai tyd. Nou, die mense het 'n interessante ritueel gevorm rondom die diens vir hierdie twee afgode, wat aan die einde van die dag baie snaaks raak in die boek van Jona. Nou, hulle het aangetrek met visvel oor hulle koppe. Wat 'n stink storie, reg? En dan natuurlik het hulle ook vissterte aan hulle self vasgemaak. En hulle het hierdie mandjies gedra en in hierdie mandjies het hulle dennebolle gesit. En so het hulle nou hierdie afgode met 'n dansritueel gedien en al hierdie dinge. Maar wat belangrik is, wat mense moet weet van hulle denke rondom hierdie afgode was gewees, veral vir Oannes van Ninive, is dat hulle geglo het in daardie tyd, dat hy die God van wysheid is, uit die see, uit die dieptes van die see. Nou, as jy die video gekyk het van die hart, en my verduideliking van hoe die hart pas met die antieke letter, wat die hart verduidelik van die see, en hoekom Jesus op water geloop het en in die Jordaan gedoop is, dan sal jy verstaan, hoekom dit nou eintlik so snaaks gaan raak. Nou, hulle het gedink, hierdie wysheid waar ons sonde in die diepte van die see lê, is waar hulle wysheid nou vandaan gekom het. Jy sien, die vissermanne was baie belangrik natuurlik, want hulle het die eerste sonsopkoms en sonsondergang koneksie gehad met die see. En hulle het gedink dat hulle wysheid kom uit daai dieptes uit die bek van die vis.
Maar wat interessant is die feit dat hulle ritueel gevier het deur aan te trek soos half mens, half vis. En dan so gedans het. Nou daar is 'n epos van Era wat gesien kan word in die Britse museum, soos ek sê, wat 'n mens kan lees van hierdie tipe afgodedienste en goed. En dan kan 'n mens ook sien dat Henry Layard in 1849, 'n argeoloog wat bekend was, opgrawings gemaak het in Ninive spesifiek, en hy het ook hierdie goeters bevestig. Nou, Nimrod, weet ons, was in die 9de eeu voor Christus gewees, in daardie tyd. En nou Ninive met die tydperk van Jona. En God het vir Jona opdrag gegee om na Ninive toe te gaan, juis omdat hulle so goddeloos aan te kere gegaan het met hierdie afgoderry van hulle. Nou, die storie van Jona pas so mooi in en dit is so snaaks, want ons kan sien dat God het regtig 'n sin vir humor aan die einde van die dag. Nou, as 'n mens kyk, baie mense ken vandag die woord enkie. Dis 'n redelike bekende woordjie wat rondgegaan het, die enkie. En dit connect ook aan die Oannes, afgodediens van die visman. En hulle het ook in hulle opgrawings van die enkie kon hulle vind, dat hierdie Oannes en Nimrod se gode en goed, het actually nogal deur baie verskillende volke gegaan. Nou, hierdie gode was nie net vir wysheid nie, maar hulle was ook die leiers van afgode gewees onder die mense. En hy was die belangrikste god van die ander afgode gewees vir hierdie mense. Natuurlik sou hulle vir alle wysheid en kennis en vir besluite in hulle lewe en veral vir familiebesluite en geldbesluite en so gegaan het na hierdie afgode toe nou vir hulle wysheid. En niemand mag hierdie afgode teëgestaan het nie. As die afgod en hulle priesters wat hulle gehad het, wat hierdie afgode bedien het, soos wat ons ook lees van God se tempel en die Levite priesters, die Leviete wat gedien het in die tempel, het hulle ook hierdie priesters gehad, wat 'n mens noem die Apkulu wyses. En hulle het dan die woord gehoor van hierdie afgode Dagon en van Oannes, om nou vir die man wat kom en hy sê hy weet byvoorbeeld is bietjie ongelukkig want sy vrou het uitgevind uit 'n girlfriend en hy wil nou die wysheid van die Apkulu hoor, dan het die Apkulu nou vir hom gesê wat Oannes en Dagon sou sê moet hy doen. En nou as hierdie priesters nou gesê het dit is so, dan mag die volk nou nie teëgestaan het nie, omdat hy nou die belangrikste gode aanbid en daai woord staan vas. En dit maak dit eintlik so mooi, want God het hierdie geleentheid gesien om te gebruik. En dit is wat vir my so interessant is in die boek van Jona. Nou, van Dagon lees ons en sy ondergang was in Samuel. In 1 Samuel 5 vers 2 tot 4 kan ons lees van Dagon se val in stukke voor die ark van God. Presies daar waar hy hoort, in stukke voor die voete van die Here. Maar wat het gebeur met Oannes in Ninive, reg? Want as mens nou mooi dink en jy lees nou deur die boek van Jona en jy sien daar dat Jona was maar wederstrewig geweest. Hy was nie regtig lus om vir hierdie mense te gaan sê hulle moet hulle self bekeer nie en hulle moet na God keer nie. En hy het eintlik gevlug toe nou en in sy vlug het daar storms opgesteek en hulle het lote getrek en al hierdie dinge en later hom oorboord gegooi en hy was gesluk deur 'n vis. En daar in die vis het hy toe nou gesit vir 3 dae, waar hy geroep het na die Here, asof hy eintlik roep na uit die doderyk uit, soos die skrif eintlik daar verduidelik in die antieke taal, asof hy in 'n diepe slaap soos Adam was, of in 'n diepe slaap soos Abraham was, en waar God voor hom uitgeloop het, en in daai het hy tog geroep na die Here, wat nou? Nou weet ons ook dat eventually die vis toe nou strand toe geswem en hy het vir
Jona daar op die strand gaan uitspoeg. En dit is waar die eintlike wonderwerk plaasgevind het. Jy sien, die groot ding is, omdat hierdie mense juis 'n God aanbid het, hierdie afgod van hulle, wat half man was en half vis was. In die moment wat die vissermanne nou daar sit en hulle bid daar by die see vir hulle Oannes afgod, het daai vis geswem na die strand toe en hy het vir Jona uitgespoeg. En daai oomblik wat hy half vis is en hy's half mens, wat die vis hom uitspoeg, as jy die kamera nou so gaan stadig maak en jy maak hom stadige aksie, kan jy sien hoe Jona eintlik uit die vis se mond uitkom en op die strand moet land. Maar in daai oomblik was hy half vis, half man. En dit is juist dit. In daai oomblik het hulle gedink, hulle God het strand toe gekom. En hulle het geweet, hulle moet nou luister, hulle mag nie teëstaan nie. Dit is dan hulle sterkste God wat hulle dien. As hy nou iets gaan sê, moet hulle sê, dis reg, en hulle sal dit doen. Want as ons nou dink, Jona met sy halfhartigheid om hierdie boodskap van God te gaan lewer, het nie regtig voorberei vir 'n groot boodskap nie. En ek meen 'n stad soos Nineve was groot, is 'n groot stad. En as hy nou daar sou staan in hierdie groot stad met hierdie duisende en duisende mense en vir hulle sê, bekeer julle na die Here van die hemel en die aarde, dan is ek seker hulle sou hom eintlik met 'n vis geslaan het. Maar, omdat Jona, toe hy uitgespoeg is op die strand, gelyk het soos hulle hoofafgod, kon hulle dit nie weerstaan om te sê hulle moet luister nie. En nou die Here het hierdie geleentheid gebruik. En wat 'n wyse Here het ons nie net nie, dat hy selfs daai oomblik gebruik, asof hulle eie God vir hulle preek. En vir hulle sê, bekeer julle, daar is een hoër as ek. Tree julle na die Here van hemel en aarde. Natuurlik in daai hele oomblik het die hele stad tot bekering gekom. Ons lees dit so in die boek van Jona. Wat 'n groot wonderwerk. God gebruik baie keer omstandighede wat vir ons baie bitter donker lyk en deur mekaar. En eintlik is die plan so uniek. Nou hierdie storie van Jona is vir my so 'n mooi storie. Want mens kan sien hoe dat die Here dinge doen wat ons nie altyd verstaan nie. Want as jy nou 'n bietjie terugdink en jy dink nou waar Jona op die bootjie was en daar was 'n storm, kon hulle hom oor die 'n boot se rand tog maar gegooi het en hy kon mos maar net geswem het kant toe of iemand anders kon hom met 'n bootjie opgelaai het. Maar die unieke ding van 'n vis wat God geskep het daar uit die dieptes van die see, waar hierdie mense glo hulle wysheid kom vandaan, stuur God om vir Jona te sluk. En God gebruik so 'n geleentheid en maak 'n absolute wonderwerk daarvan, deurdat 'n hele stad van duisende mense tot bekering kom, deur 'n woord van hulle eie afgod. Nou, soms lyk dinge 'n bietjie deur mekaar. Ons moet eintlik net die Here vertrou. Sy sin vir humor is nogal groot, as mens die boek van Jona verstaan. En ons kan sien dat waar hy 'n plan maak, voer hy om deur. Al gebruik hy die vyand se eie leier om dit te doen. Nou ja, ek hoop julle het hierdie stukkie geniet. Ek geniet die boek van Jona vreeslik baie. En ek dink altyd, my God het regtig 'n sin vir humor. En ek kan hom maar vertrou. Selfs soms kan ek saam lag. En ek kan dit geniet wat hy vir my doen. Want alles is tog nie so sleg soos 3 dae donker, as dit donker was. Sommige tye bring die Here ons net uit. En hy skep 'n wonderwerk wat ons net nooit verwag het nie. Nou ja, geseënd is julle en 'n lekker aand.